Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom in die huis van die Here. Ons bede is dat die diens vir u almal sal dien tot opbou in die geloof en dat dit sal strek tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Die wydingslied, gesang 1, albei die verse, en die lofsang, Psalm 146, die eerste vers. Beskerming en ontferming, sien in liefde op ons neer. Sien ons as ons hier vergader, tot u nader, laat ons saam wees tot u eer. Bring ons Here tot bekering, deur u lering, gee ons insig deur u gees. Maak ons harte oop, o Vader, trek ons nader, laat u woord ons lewe wees. Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Prys die Heer met blye galme, o my siel, das ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Die woord van die Here, broers en susters, is 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voete. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou.
Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel. Of iets wat van jou naaste is nie. Die Here leer ons in sy woord, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daarom moet elkeen van ons ook erken en dit voor God bely. Van nature is ek geneig om God en my naaste te haat. Daarom is God regverdig as hy my oordeel. Maar die skrif verkondig God se vergewende liefde, waarmee hy hom oor sondaars ontferm, aan elkeen wat met ware berou en in opregte geloof sy toevlug neem, na ons enigste saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Want so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Daarom loof ons God met dankbaarheid vir sy ontfermende liefde, deur die sing van Gesang 141, albei die verse. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof, waarin ons nie twyfel nie. En elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, wat ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan,
wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 294, die 4de vers. Roem Christen heel my, we is veilig in my God, waar alles my begewe, of waar ek lei is God, waar troue vriende hande, nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons twee gedeeltes. Uit die Ou Testament lees ons Deuteronomium hoofstuk 6, van vers 1 tot 9. En uit die Nuwe Testament, die eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofstuk 4, van vers 6 tot by vers 10. Deuteronomium hoofstuk 6 en 1 Timotheus hoofstuk 4. Terwyl ons nou die Bybel opgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, voor die wonder daarvan dat u sondaars, ook my as sondaar, as u kinders aanneem, staan ons stom. U verstommende liefde en genade, laat ons voor u swyg. Maar voor die wêreld kan ons nie stil bly nie. Daarom kom ons saam met die juichende koor van al u skepsele en van al u kinders oor die eeue, om u te loof en te dank, om u te prys en u naam te verheerlik. Vir die lof en die dank het u ons hierheen saamgetrek. En nou bid ons, Here, neem dit aan. Neem dit aan as 'n geurige offer aan u. Al is dit swak en gebrekkig, en al word dit gebring uit sondaars harte en hande, bid ons, Here, heilig dit deur u Gees. En ons dank u, Here, dat die harte en hande waaruit dit kom, al is dit sondaars harte en hande, dat die is van verloste sondaars en nou u kinders. Ons pleit dat u nou met ons sal praat. Maak ons ore oop vir u stem. Laat u woord ons opbou in die geloof. En kom, o Heilige Gees, werk in ons en wil in ons om te wil en te werk na God se welbehae. Maak ons gehoorsaam, dat u woord nie leeg na u terugkeer nie, maar dat u ons deur die woord sal lei tot 'n lewe waarin u verheerlik word, tot eer van u naam. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Deuteronomium 6 vers 1 tot 9. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees, om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe,
dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op jou deur, op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Tot sover uit Deuteronomium. Uit 1 Timoteus, hoofstuk 4 van vers 6 af. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat 'n behouer is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Hier eindig die woorde van die Here uit die Heilige Skrif. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit sy eie maak. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Die land waarin ons lewe, broers en susters, is 'n sterwende land. Die beskawing waarin ons deel het, is 'n beskawing wat besig is om te gronde te gaan. Oral om ons sien ons die verval en die agteruitgang. Sien ons dat ons op die pad van die dood is. Die skrif leer, daar is 'n pad na die lewe toe. Dis die pad wat die Here al in Genesis vir ons bekend gemaak het. As julle na my stem luister, sal julle lewe. Maar as julle nie na my luister nie, sal julle sterwe. En nou is die merkwaardige, broers en susters, dat mense oor die eeue heen steeds die pad van die dood kies. Ook in ons eie land, ook onder ons eie volksgenote, word die pad van die dood gekies, eerder as die pad van die lewe. En dit omdat mense steeds hulle ore uitleen aan onheilige praatjies, oudwyfse fabels, dink dat hulle op een of ander manier self soos God kan wees. Dis die leuen wat in die paradys al verkondig is, en wat Eva en Adam nagevolg het. Dis die leuen wat ook in ons tyd, ons land en ons samelewing kenmerk, en wat ons beskawing ten gronde rig. As 'n mens kyk na die regering in ons eie land, na die manier waarop daar oor die wêreld gedink word, dan is daar geen ruimte vir God en sy woord nie. God en sy woord word een kant toe geskuif. Dit is bedoel vir die klompie gelowiges wat hulle daarmee wil besig hou, en ons sal hulle maar verdra en verduur, maar ons wêreld en ons land
word regeer deur onsself. Want om aan God ongehoorsaam te wees, beteken dat ek vir myself kies as my eie goedjie. As julle van daardie boom eet, sal julle soos God word. En nou wil ons self God wees in ons wêreld. Wil ons self besluit wat is reg en verkeerd, wat is goed en wat is sleg, wat mag en wat mag nie. En waar mense dit besluit, daar is dit 'n doodloopstraat, want dit is voortdurend weer besluite wat gedryf word deur die sonde, ons eie kortsigtigheid, die selfsug en soeke na eie belang van mense. En daarom gaan ons ten gronde. Daarom gaan ons land ten gronde. Daarom gaan ons wêreld ten gronde. Die merkwaardige is dat God keer op keer weer vir ons laat hoor, ek wil nie hê julle moet ten gronde gaan nie. Ek wil hê dat julle tot my keer en lewe. En daarom gaan haal God vir Adam en Eva agter die boom uit waar hulle wegkruip. Daarom is daar iemand soos Henog wat met God wandel en kry God 'n Noag waardeur hy die wêreld wat homself oor die afgrond stort kan red. Want God wil sy skepping nie verlore laat gaan nie, wil ons ook nie verlore laat gaan nie. Dit word vir ons baie duidelik deur die hele skrif. Keer op keer wanneer mense kies om hulle eie koers te loop, dan gee God weer en weer sy hand om mense op te tel en uit te red. So doen hy dit met Abraham. So doen hy dit met die konings van Israel. En so doen hy dit wanneer hy Jesus Christus na die wêreld toe stuur. Om vir 'n wêreld wat dink dat hulle self hulle eie God is. In 'n tyd waarin die Romeinse ryk se keiser sê, ek is die God van die wêreld, te sê, dit is 'n leuen. Daar is net een God. En dis die God wat hom oor julle ontferm. Die God wat wil hê dat julle sal lewe. Wanneer Moses daar in die woestyn die volk voorberei om in die beloofde land in te trek, dan kom hy met hierdie boodskap na die volk toe. En hy sê vir die volk, onthou nou, dis die Here julle God wat julle uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Hy het julle nie uitgelei omdat julle hom gesoek het nie. Hy het julle uitgelei omdat hy hom oor julle ontferm het. En nou wys hy vir julle hoe om te gaan lewe onder sy ontfermende hand. Die wet wat hy vir julle gee, die bevele wat hy vir julle gee, die manier waarop hy julle leer, so moet julle leef, is nie 'n swaar las om julle nek nie, maar is die bevrydende genade van God wat sê, as julle hierdie dinge doen, sal julle lewe. Dan sal dit met julle goed gaan, dan is julle op die pad van die Here, en dis die pad waarop hy julle voete geplaas het, want hy wil julle red. Dieselfde geld natuurlik wanneer die Here Jesus na die wêreld toe kom. Die Here Jesus kom en hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het gekom om dit te vervul. Ek het gekom
om vir julle te wys dat wie so lewe soos God dit wil hê, ontvang waarlik lewe. En in sy gehoorsaamheid aan God tot aan die kruis, tot in die graf, wys hy vir ons, dis die pad na die lewe, want hy staan op uit die dood. Die gehoorsaamheid aan God, as ons dit nou maar so kan sê, is die hand waarmee God hom uit die graf optel. En dis hierdie gehoorsame lewe wat Jesus Christus vir ons beveel. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Gaan verkondig dit wyd en suid en oral. Jy het nie nodig om eers God goedgesind te maak teenoor jou nie. Jy hoef nie die wet te hou sodat God na jou sal kyk nie. God het klaar na jou gekyk. Hy het jou uitgelei uit die slawehuis van die sonde deur sy seun Jesus Christus. En daarom moet jy gaan lewe soos hy dit wil hê. Verkondig die evangelie en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Paulus skrywe vir Timoteus, 'n mens moet jou nie steur aan onheilige praatjies wat net hoort by 'n geklets van ou vrouens, mense wat hulle besig hou met kinderstories nie. En die stories waarna hy verwys, is juist die stories van mense wat dink dat hulle eie pad moet maak, dat hulle God nie regtig nodig het nie, dat hulle self deur wat hulle eet en wat hulle drink en hoe hulle oefen en hoe hulle aantrek, die lewe kan verwerf. Paulus sê, moet jou nie daarin steur nie. Verkondig die evangelie. Die evangelie dat Jesus Christus jou gered het. Dat hy die koning is van die lewe. En gaan oefen jou daarin. Gaan oefen jou om saam met hom, wat die weg is, wat in waarheid na die lewe toe lei, op sy pad te loop. Gaan oefen jou daarin. Paulus skryf nogal 'n merkwaardige woord, broers en susters. Hy sê, want as jy die woord van God ondersoek en jou daarop toelê, dan sal jy jouself voed. Jy sal jou geestelik die regte kos gee. In 'n tyd waarin kos en voeding 'n geweldige belangrike rol speel in die lewe van mense en vir hulle gesondheid, en 'n mens dit oral rondom jou hoor, is dit tog belangrik dat ons ook die woord van die Here hoor. Nie die kos op jou tafel nie, maar die kos tussen die bladsye van die Bybel, dis lewenskos. En in 'n tyd waarin liggaamlike oefening vir mense verskriklik belangrik is, soos dit was in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het, sê Paulus, moet jou nie blind staar teen liggaamlike oefening nie. Dit help jou dalk vir hierdie lewe 'n bietjie. Maar gaan oefen jou om op die pad van die Here, die marathon van die lewe te hardloop. Dit sal vir jou 'n ewige beloning bring. Nie die oefening in die gimnasium nie, broers en susters, maar die oefening waar jy met die Here alleen is rondom sy woord, dis lewensoefening. En in 'n wêreld en in 'n volk en in 'n tyd waarin ons oral rondom ons sien hoe dat die verwoesting van die dood gesaai word, moet ons weer 'n keer gaan luister na wat Moses vir die volk sê wanneer hulle daar in Israel intrek. Hy sê vir hulle, die eerste ding wat julle moet doen, is om te onthou, die Here, onse God, is 'n enige Here. Hy is uniek. Daar's nie nog een langs hom nie. Daar is nie 'n ander God nie.
Die God wat julle uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het, is die enigste God. Hy is die God wat julle uitlei. En wat vir julle inlei in hierdie land. En wat vir julle die lewe wil laat behou. Dis wat ons verkondig, sê Paulus vir Timotheus. Dat Jesus Christus ons uitgelei het uit die slawehuis van die sonde. Daar's geen ander naam gegee waardeur ons gered kan word nie, as die naam van die God wat 'n behouer is van die lewe, wat vir ons die pad na die lewe wys. Onthou nou, daar is nie 'n ander God nie. Jyself is ook nie 'n gooitjie nie. En jyself kan nie die pad kies na die lewe toe, of die pad na die lewe toe vir jou oopkap nie. Daar is net een pad, dis die pad wat die Here vir jou leer. Gaan loop hom, want hy wil jou in die lewe hou. En as jy dit onthou, dan moet jy die Here jou God lief hê. As hier die enigste God die God is wat jou uit die slawehuis van die sonde uitgelei het, dan moet jy hom lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte. Met jou hele hart. In die Ou Testamentiese tyd is die hart nou nie die plek waarin ons emosies is nie, maar waarin ons lewensbeginsel het. Dis waar ons verstand is, dit waar ons denke is. Dis waar ons lewensuitkyk gevorm word. Daarom moet ons hart bewaar. Ons moet ons hart vir die Here gee. En met ons hele hart, met ons hele denke, met ons hele lewensuitkyk, met ons hele lewensfondament, as ons dit so kan sê, moet ons die Here gaan dien. Maar nie net met ons verstand nie, ook met ons siel. En siel in hierdie verband is ons geesteslewe, ons emosies, dit wat ons voel en wat ons ervaar in hierdie wêreld. Daarmee met ons emosies en ons passies en ons drange moet ons die Here gaan dien. As 'n mens dit so sê, broers en susters, dan beteken dit dat ek met my verstand en met my gevoel, met my hele mens wees, in die diens van die Here moet gaan staan. Ek moet hom lief hê. Hy moet die eerste wees. En met al my krag, krag waarmee ek lewe, krag waarmee ek werk, die krag waarmee ek my kinders grootmaak, die krag waarmee ek my land regeer, die krag waarmee ek my kuns beoefen en my liedere sing, met al my krag moet ek die Here lief hê. Nou is dit natuurlik 'n vraag, broers en susters. Die beskawing waarin ons deel, die Christelike beskawing, het uit die liefde vir God sy wetenskap gaan beoefen, sy kuns gaan bedryf, sy wette gaan opstel. Maar wat het daarvan oorgebly? Daar is geen liefde vir God meer in ons beskawing nie. Dit word ook gesê die Christelike norme, die Christelike beskawing het verbygegaan. Ons is nou in die beskawing van die mense, met menseregte, en alles wat mense vir hulle self opeis en toeëien, en kyk hoe lyk dit, broers en susters. Daar's geen oog meer vir God wat regeer, en God wat kies, en God wat gee nie. Daar's net 'n oog vir onsself. Daarom het ons in die plek van die woord van God, die woord van die mense gaan neersit, die woord van ons handveste van menseregte, waar volgens ons regeer word, en waar volgens ons lewens ingerig word. En wat 'n klomp leuns en onsin
word daarmee saam aan ons opgedis. Onheilige praatjies, oudwyfse fabels. En dit neem ons as die grondslag vir ons wêreld. Hierdie menskoninkryk se Bybel het ook sy eie profete. Waag dit nou maar om te sê, daar is net 2 geslagte. God het net 'n man en 'n vrou gemaak en plaas dit nou op die Facebook. Kyk hoe word jy afgeslag. Want die sosiale media is die priesters en profete van hierdie onheilige praatjies. En daar selfs 'n eie polisie mag voor, wat ons voortdurend, as jy dit net sou waag om dit te gaan, sal beetkry en jou aankla, dat jy haatspraak beoefen, of crimen injuria, of dat jy 'n rasis is, of dalk dat jy 'n seksis is. En daarom word 'n dominee wat weier om 2 mans in die huwelik te bevestig in die tronk gestop. Maar dis die pad van die dood. Wanneer ons in hierdie sterwende land lewe, in hierdie sterwende wêreld lewe, dan, broers en susters, is die medisyne in ons hande gegee. God wil ook nie hê dat ons volk en ons land ten gronde gaan, dat ons beskawing tot niet gaan, dat die werk van sy hande verlore gaan nie. Ook in ons tyd sien ons uit na die laaste ingrype, dat die Here Jesus weer sal kom, en dat hierdie doodspad finaal gesluit sal word. Maar in die tussentyd het ons die opdrag, ons wat in hom glo, om die lewe te gaan versprei. In hierdie woestynwêreld, in hierdie dorre wêreld waar mense doodgaan van honger en dors na die woord van God, is dit ons taak om hierdie woord te gaan sê en te gaan lewe. Elke gelowige, broers en susters, moet soos 'n fontein wees in hierdie verskriklike wêreld waarin ons bevind. 'n Fontein wat oorloop. En oral waar die water oorloop in die woestyn, daar groei dit, daar is lewe, daar is diere, daar kom voëls, daar selfs visse. So moet ons in hierdie wêreld fonteine wees met lewende water, die water van die woord van God. Want hierdie woord het hy vir ons gegee sodat ons kan lewe. En daarom sê Moses vir hierdie volk, as julle nou hier intrek, gaan luister na hierdie woord. Vat hierdie woord, maak die woord julle eie en gaan leef dit. Dan sal dit met julle goed gaan. Dan sal julle lewe. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dit moet die grondslag wees, die fundament, die uitgangspunt van jou hele volkslewe, van jou hele eie lewe, van jou gesinslewe, van jou familie. Maak dit die bron van jou lewe, hierdie woord wat in jou hart is, sodat jy self 'n bron van lewe kan word. En skerp dit vir jou kinders in. Skerp dit vir jou kinders in. Want dis jou belangrikste erfenis aan jou kinders. Om hierdie woord te ken, om uit hierdie woord te gaan lewe. En as ons na ons eie volkswêreld kyk, broers en susters, dan staan 'n mens eintlik bietjie moedeloos. Moedeloos oor ons kinders, by wie hierdie woord ontbreek.
Kinders wat uitgelewer is aan die staatsskole, waarin die leuen met die leunbybel en die leunpolisie hulle lewe vorm. Die AP Kerk het voorgeloop om 30 jaar terug te probeer dat ons volks eie Christelike skole kan begin, waarin ons eie mense kry, ons eie kinders, sodat ons die woord van die Here by hulle kan inskerp. Dit het misluk, omdat dit vir ons volk skynbaar nie belangrik is nie. Praat maar met iemand en vra hoekom sit jy nie jou kind in 'n CVO-skool nie, dan sê hy, maar daar's nie sport nie. Of dit kos te veel. Liggaamlike oefening het weinig nut. En wie stel 'n prys op die ewige lewe? Maar selfs ons eie VBO-klasse. Ons gemeente het min kinders. Ons moet op ons eie manier die VBO aan die gang hou en die onderrig laat plaasvind. En ons het dit so gereël dat ouers hulle kinders in die erediens bring en dat ons hier help dat hulle by hulle huise die woord by die kinders sal inskerp. En van die ouers wat VBO-pligtige kinders in ons gemeente het, is daar minder as 30% wat daaraan gehoor gee. Die ander ouers sê, ons kom nooit in die erediens nie, want daar is nie Sondagskool nie. Dis nie belangrik om in die erediens te kom nie. Hoe word hierdie woord dan by die kinders ingeskerp? As ons nie meer vir ons kinders omgee, dat hulle die woord van die Here ken en daaruit kan gaan lewe nie, dat hulle hierdie woord sal ken, sodat hulle die Here hulle God sal lief hê met hulle hele hart en hele siel en al hulle kragte nie, moet ons dan verbaas wees as ons volk ten gronde gaan. Ons dit nie meer by ons kinders inskerp nie, maar ons kinders oorlaat aan 'n staatsskool en 'n televisie en sosiale media, dan moet ons nie verwonder dat hulle dwelms gebruik, dat hulle voorhuwelikse seks beoefen, dat hulle nie steur aan God en sy gebod nie. Dan moet ons nie verbaas as ons kinders onder ons hand die pad van die dood kies nie. Julle moet dit by julle kinders inskerp, want dit dra die toekoms van 'n volk. Maar jy moet nie jou kinders besig wees nie. Jy leef in 'n gemeenskap. Jy leef in 'n huisgesin, jy leef in 'n dorp, jy leef in 'n volk. En daarom moet jy daaroor praat. Jy moet daaroor praat as jy in jou huis sit. Jy moet met jou kinders daaroor praat, met jou familie daaroor praat. Die huise in daardie dae was natuurlik so dat daar 'n hele groot uitgebreide familie deel was van die huisgesin. Jy moet met hulle praat, neefs en niggies en ooms en tantes, maar ook die gaste wat daar kom. Jy moet met hulle praat oor hierdie woord wat vir jou sê, wat is reg en verkeerd, hoe moet jy leef, dat jy kan lewe. Waaroor praat ons in ons huise, broers en susters? Ons praat oor hoe sleg dit gaan in die land. Ons praat oor die weer. Ons is baie bly as die Springbokke gewen het. Maar hoeveel keer praat ons oor die wonder van God se woord? En hoe dikwels praat ons met mekaar daaroor en sê, maar wat ons nodig het om in hierdie land 'n fontein van lewe te wees,
is dat ons sal luister na wat die Here vir ons sê. Dat ons sy wet sal gehoorsaam. Dat ons hom sal ken, sodat ons hom kan dien. Hoe dikwels praat ons daaroor? En jy moet daaroor praat as jy op die pad is. As jy daar iewers in 'n herberg kom, dan moet jy daaroor praat. Nie net in jou huis nie, maar ook weier, by jou werk, by jou sport, by jou gemeenskapslewe, jy moet daaroor praat. Want dis hierdie woorde wat in jou hart is, wat by jou mond moet uitgaan, en wat die werk van jou hande moet vorm, sodat jy 'n fontein van lewe in 'n woestyn kan wees. Jy moet daaroor praat as jy gaan lê en as jy opstaan. As jy gaan lê en as jy opstaan. Ek het groot geword in huis, broers en susters, saam met my oupa en my ouma op dieselfde werf. Nie een aand het hulle gaan slaap, of ons gaan slaap, sonder huisgodsdiens nie. 'n halfuur voor die son uitkom in die oggend, kon jy my oupa en my ouma hoor sing. Dan het hulle huisgodsdiens gehou. Gaan praat daaroor as jy gaan slaap en as jy opstaan. En jy moet dit as 'n teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy moet dit as 'n teken bind op jou hand, voorhoofsband tussen jou oë. Die Jode verstaan dit letterlik, en daarom het hulle so 'n amuletjie, wat met 'n armband hier om die regterarm kom. En as jy kyk by die ortodokse Jode, sal jy sien, hy dra 'n voorhoofsband met so 'n blokkie hier tussen die oë. En in daardie amulet en in daardie blokkie is 'n miniatuur afskrif van die 10 gebooie. Hulle neem dit letterlik. Maar Moses bedoel dit nie letterlik nie. Want wat sou dit nou beteken, as jy dit op jou hand en op jou kop het en jy gaan lewe soos jy wil? Moses bedoel dit juis nie letterlik nie. Hy bedoel dit, jou regterhand is die regterhand waarmee jy doen. Wat jy ook al doen, moet die teken daarvan dra, dat jy dit doen in gehoorsaamheid aan die Here, dat sy woord jou hande rig, tussen jou oë, dit wat jy dink, dit wat jy sien. Jy moet dit so doen dat dit duidelik word, dat die woorde van die Here en die wet van die Here jou denke bepaal, in jou lewens uitkyk bepaal. Jy moet as het ware, soos dit in die Openbaringbrief geskrywe staan, die merk van God op jou kop en op jou hande hê. En almal moet dit kan sien. Maar nie net jy alleen nie. Ook op die deurposte, daar op die deurkusyn, daar in jou huis. Weereens word dit nou nie letterlik bedoel, soos wat dit in die Jodendom is, dat daar 10 gebooie teen die deurkusyn vasgekap is nie. Maar dit word simbolies bedoel. Jou huis moet 'n huis van God wees. Jy moet so gaan lewe, dat in jou huis en in jou huisgesin, waar hierdie woord ingeskerp is, waar daar oor hierdie woord gepraat word, by sit en opstaan. Jou huis moet so wees, dat God daar tuis is. Dit moet 'n huis wees tot eer van God, 'n huis vir God.
En nie net jou huis nie, ook jou dorp, jou stad, jou land. Skryf dit op die poorte. Die poort is waar die oudste sit om die sake van die dorp te bestuur en die reg te spreek. Doen dit so dat dit duidelik word, hierdie stad, hierdie dorp, hierdie land is 'n stad van God. Dan, broers en susters, is daar lewe. Vra jouself af, hoekom gaan hierdie land ten gronde? Want dit is nie God se land nie. Dis ons eie afgodslandjie. Hoekom gaan ons volk ten gronde? Want dis nie meer 'n volk vir God nie. Dis 'n volk vir ons eie afgoedjies. Hoekom gaan jou eie lewe ten gronde? Dalk omdat God nie meer jou lewenshuis daar tuis is nie, maar jy jou eie afgoedjie geword het. Aan ons broers en susters is die lewe toevertrou. In hierdie sterwende tyd is dit ons roeping om die lewe te gaan versprei. Om dit so te versprei dat ons dit nie net met die mond sê nie, maar dat ons die Here ons God sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte. Dat ons dit duidelik sal maak in die manier waarop ons kinders opvoed, in die gesprekke wat ons voer, in die politiek wat ons bedryf, in die reg wat ons beoefen. Die enigste medisyne vir hierdie siek land en wêreld waarin ons lewe, is dat ons bekeer na God toe, dat ons opnuut sy woord ernstig neem. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u Here, dat u ons nie in die dood wil laat lê nie, maar dat u ons uit die slawehuis van die sonde uitgelei het en nou die pad van die lewe leer. Wil o Heilige Gees, dat ons daarin sal oefen, dat ons met volharding daarop sal loop, dat ons dit sal doen in die opvoeding van ons kinders, in die gesprekke wat ons voer, dat ons daarmee besig sal wees in ons handelswêreld, in ons sportwêreld, oral waar ons kom, dat dit duidelik sal word, dat u deur ons liefgehê word, sodat ons as lewende fonteine in 'n verlore gaande wêreld sal word. Ons bid, Here, dat u hand steeds oor ons sal hou in ontferming. Ons wat dit nie verdien nie, maar wat keer op keer weer moet erken, u sorg vir ons, u bewaar ons, u beskerm ons, u lei ons. Wil ook in hierdie week vorentoe so u hand oor ons hou. Ons bid vir hulle wat siek is, ons dink aan hulle wat in die hospitale is, of aansterk by die huise, wil u oor elke sieke u hand van vertroosting en bemoediging en genesing uitsteek. Maar bo alles, ons elke keer weer daarvan oortuig, dat ook siekte ons nooit van u liefde kan skei nie. Bewaar ons, Here, van die kwaad en die kwaaddoeners. In hierdie gewelddadige land bid ons, beveilig ons. Maar meer nog, Here, bewaar ons daarvan dat ons self die kwaad sal doen en sal toegee aan die verleidinge en versoekinge van die bose. Laat ons oorwinnend oor die sonde lewe. En wanneer ons uit swakheid en sonde val, wil u ons vergewe om u naam ontwil.
Dit bid ons alles, nie omdat ons dit verdien nie, ons vra dit net in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 94, die eerste en die 4de verse. Je gelukkige tyding, bron van hart verblyding, evangelie word van lig en lewe, rig ons hartse strewe, as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van volkome klaarheid, wat ons lei in waarheid. Op die grondslag bou ons, op die heil vertrou ons, mens geworde woord. Alles hier verander, U sal nooit verander, want U hou U woord. Woord by God en self ook God, U is waarheid, lig en lewe, ewig en verhewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir